Dankie broeders en susters, u was baie geduldig, maar is nou tyd om voor die Here te buig en ons Here te aanbid. Ja, dis reg, ek is bly, jy herinner my, ons het nou in die konsistorie ook gesê, Karen se moeder Marieke is oorlede, begrafnis is Dinsdag hier by ons. So, Karen, hulle het nou verskoning gevra vir vandag, hulle is by haar swaar in Johannesburg. Dankie vir die onthou, hoor. Kom ons aanbid ons Here. Genadig en barmhartig is die Here. Hy is lankmoedig. Hy is vol liefde. Genade en vrede vir u geliefdes, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 145, Psalm 145, en daarvan die eerste, die vierde en die 6de strofes. Ek hou aan u voor, die eerste strofe, ek wil u lof getrou verkondig, Heer, dit uitdra oral altyd meer en meer. 'n loflied kom u toe van dag tot dag, van elkeen van geslag tot ver geslag. Psalm 145 en daarvan die eerste, die vierde en die 6de strofes as lofsang.
Susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vanaf verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons dan ons skuld bely deur saam te sing van lied 219, die 219 en daarvan die eerste strofe as skuldbelydenis. Nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons lei by ons lewe aan hom deur saam te sing van lied 525 en daarvan die derde strofe.
Liewe gemeente, ons luister saam vanoggend na 2 gedeeltes. Die een gedeelte kom uit Spreuke hoofstuk 14 vanaf vers 20 tot 30 en die ander gedeelte uit 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13. Maar voor ons lees, kom ons, terwyl ons so sit, bid ons die Here. Here, ons dank U dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Ons dank U dat ons deur ons lied kon vra, gee aan ons vrede. Here, U woord is die bron van lewe. Skenk aan ons U woord. Skenk aan ons, Here, vir ons hart en ons lewe 'n woord. Amen. Een arm mens word selfs deur sy buurman verstoot. 'n ryk man het baie vriende. Wie sy naaste verag, doen sonde. Wie medelee het met die mense in nood, met hom gaan dit goed. Wie altyd op kwaad uit is op die verkeerde pad. Wie goed doen, geniet liefde en trou. Harde werk bring beloning, om net te praat bring gebrek. Wyse mense word bekroon met rykdom. Die dwaasheid van dwaase mense lei na meer dwaasheid. 'n Betroubare getuie red lewens, die een wat leuns kwytraak, maak alles vals. Wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug en ook sy kinders vind daar skuiling. Wie die Here dien, vind daarin 'n bron van lewe. Dit laat jou die strikke van die dood ontkom. 'n Koning met baie onderdane is hoog in aansien, een met min onderdane gaan te gronde. 'n Geduldige mens is baie verstandig, een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet 'n mens op. Dan blaas na 1 Korintiërs 13, vanaf vers 1 tot 13, die lied van die liefde. Hier skryf Paulus aan die gemeente in Korinte, 'n gemeente wat baie getwis het onder mekaar. Baie gespog het ook oor wie se geloof is nou die beste geloof. En dan begin Paulus en hy sê, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenis en besit ek al die kennis. En al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterigheid, dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld,
Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Die Here is barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde. Dis wat sy woord ons leer. Liefdes, kom ons antwoord ons Here, ons sing saam met mekaar gesang 530, daarvan strofe 1, 2 en 3. Geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet die mens op. Die liefde is geduldig. Die liefde verdra alles. Liewe broeder en suster, is nie meer maklik om in hierdie wêreld 'n Christen te wees nie. Dis moeilik. Dis moeilik om in hierdie tyd wat aan ons gegee is, soos 'n kind van God te leef. Daar's verskillende redes hoekom dit vir ons moeiliker word. Dis 'n wêreld van wreedheid, ongenaakbaarheid. Dis 'n wêreld waarin ons voortdurend verwyte moet hoor. Verwyte soos: julle Christene, julle sê God is liefde. Kyk na die wêreld. Kyk na al die pyn en al die lyding. Julle sê julle God is 'n God van liefde wat iets kan doen, maar kyk na al die korrupsie. En na die oorloë en wat mense moet ly in hierdie oorloë. Julle Christene, julle wat sê julle is kinders van God, julle sê God is liefde. Maar hierdie lewe is 'n lewe van aftakeling,
Waarom is daar soveel lyding as God dan 'n God van liefde is? Waar is julle God? Waarom doen hy niks nie? Nou geld dit nie net van die verwyte wat ons in die wêreld moet dra nie, dit geld ook van die gebeure in die wêreld. Maar dit geld ook in ons eie harte en ons eie siel, ons eie lewe. Ons word gekonfronteer, ons kry te doen met goed wat ons siele tot in die murg ruk. Ons kry soms te doen met dinge in die lewe wat ons laat wankel. Wat ons ook laat vra, waarom laat God dit toe? Waarom doen God nie iets nie? Hy het ons dan verseker dat hy ons liefhet en dat hy hierdie wêreld en die mens so liefhet dat hy sy enigste seun gee aan die kruis. Nou het ons pas gebid as gemeente. Baie kort en baie eenvoudige gebed. Nie my gebed of u gebed nie, is 'n ou gebed wat ek kon hoor, kon lees en die gebed is eenvoudig. Here, skenk ons 'n woord vir ons hart. Skenk ons 'n woord vir ons lewe. En ons het die Bybel oopgemaak by Spreuke 14 en 1 Korintiërs 13. Skenk ons 'n woord, Here. 'n Woord waarmee ons kan lewe. En dan is die twee gedeeltes waarna ons kon luister. Die Spreukeboek uit die Ou Testament, brief van Paulus aan die gemeente, die Christene in Korinte. Die van u wat al met die Bybel op die skoot gaan sit het in die hand, dalk in die tuin of in die slaapkamer wat die Spreukeboek lees, weet dis soos u gehoor het, Spreukeboek is amper soos om drom te slaan, dis harde, kort sinnetjies. Kort, kernagtige, ons kan amper sê korrels van wysheid, die saad van wysheid. En die Spreukeboek is nie altyd maklik om te verstaan, hoekom is dit geskryf nie, onder watter omstandighede het hierdie woorde van wysheid, hoe het dit gestalte gekry nie. Maar ek dink dis hoe die Spreukeboek ook bedoel is. Die wyshede wat aan 'n mens gegee word, soos dromslae, rit na rit na rit, is juis losgemaak van hulle omstandighede, sodat dit in jou omstandighede, enige tyd en enige plek met jou kan praat. En nou het jy gehoor, geduldige mense is verstandig, maar hulle wat kort van draad is, stel hulle dwaasheid ten toon. Die Duitse vertaal het nogal mooi, daar staan, die lankmoedige mens is ryk aan insig, maar die toornige maak sy narheid bekend. Ek dink nie daar is 'n Afrikaanse woord vir die Duitse woord nie, mens kan amper sê, die toornige tree op soos 'n hanswors. Die lankmoedige, die geduldige mens is 'n wyse mens. As ons terugblaai na die begin van Spreuke, dan staan daar in die eerste reeltjies al, wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid draai nie sy rug op God nie. Reeds in die begin, met die eerste asemteug van die Spreukeboek word daar gesê, as jy wys wil wees, dan hou jy rekening met God. Dan hou jy rekening met sy woord. Want dis 'n wyse mens. Dis 'n mens wat ontvanklik is vir God se woord. En so 'n mens wat
vir God se woord oop is. So 'n mens bly kalm onder alle omstandighede. So 'n mens laat hom nie ontstel nie. Nou hoor ons ook van hieruit wat is die verskil tussen wysheid en dwaasheid? Tussen 'n kalme mens en 'n mens wat kwaad word of hom ontstel. Tussen 'n mens wat ontvanklik is vir God en 'n mens wat 'n afskeid het in sy woord wat die Here verag. Want uiteindelik bou wysheid op, terwyl dwaasheid stukkend breek. Wysheid verbind wonde, maar dwaasheid kwes en vernietig, soos woede maak. Want dink maar wat gebeur as 'n mens vrye teels gee aan jou woede en jou toorn. 2 jaar gelede berig die Suid-Afrikaanse Outomobiel Assosiasie dat daardie jaar is 6000 mense dood aan padwoede. 6000 mense doodgemaak omdat hulle kwaad raak vir mekaar op die pad. En woede neem hand aan hand toe in hierdie land van ons. Ons leef in 'n land waar ons elke dag kwaad is. Ons is woedend. Ons is woedend want ons voel verontreg. Ons is woedend want ons voel magteloos voor rowers en misdadigers wat ons lewens stukkend slaan. Ons is woedend vir daardie mense wat ons verontreg het. Ons dra wrok. Ons is woedend en kwaad vir hulle wat ons vertroue geskend het. Wat nie met ons eerlik was nie. Ons het nie vanoggend nodig om alles te lys waaroor ons kwaad of woedend of 'n wrokgevoel dra nie. Ek is seker elkeen van u kan u eie lysie opstel van mense of dinge of omstandighede wat jou nie gebou het nie, maar jou gebreek het. Wat wel nodig is dat Christene God moet bid en moet vra, Here, gee ons 'n woord vir ons hart. Gee vir ons die wysheid, sodat ons in hierdie wêreld Christen kan wees, sodat ons in so 'n wêreld en met so hart as kind van God kan leef. En dit is waaroor Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf. Hoe leef jy as kind van God in so 'n wêreld? Hoe leef jy as Christen met so 'n onstuimige hart? Die gemeente in Korinthe, broeders en susters, die Christene daar was nie die meerderheid in die ou stad nie. En hulle moes leef, soos ons ook maar deesdae leef in 'n wêreld van drifte en drange en afgode en 'n wêreld wat al hoe meer onseker raak. Hulle moes ook leef in 'n wêreld wat hulle verwyd het. Die Christene van die 4de eeu moes hoor toe die barbare Rome instorm en die vandale alles begin uitmekaar ruk en kindertjies, seentjies en dogtertjies op die altare verkragt. Toe moes die Christene hoor, dis julle skuld. Dis omdat julle die ou afgode, die ou bane gelos het. Hierdie Christus, hierdie godsdiens bring net lyding. Die ou kerkvader Augustinus moes toe 'n boek skryf, die stad van God. Die van die wat hom al gelees het sal hoor dat God uit die ou vader sê, maar julle is nie burgers van die wêreld nie. Julle is burgers van die koninkryk van God. In Korinthe was dit 'n lewe waar Christene geleef het met allerlei verwyte en selfs in hulle eie harte was daar 'n stryd, want daardie gemeente het jy gehoor was 'n gemeente wat met mekaar getwis het, met mekaar gestryd, daar was woede tussen mekaar. Daar was 'n gebrek aan wysheid, gebrek aan insig. En dan skryf die apostel Paulus, dis 'n gebrek aan insig en wat liefde is.
Julle weet nie wat liefde is nie, skryf hy aan daardie gemeente. Julle het nie insig in wat liefde is nie. Nou sal u sien as u Korintiërs lees, dat Paulus gebruik 9 keer die woordjie liefde, die Griekse woordjie is agape. En hierdie woordjie liefde of hierdie woordjie agape is een van baie dinge wat in die lewe eintlik ondeurgrondelik is. Want as ons nou vir mekaar vra, wat is liefde werklik? Dan dink ek het ons amper te doen soos met die dieptes van die see, met die oseaan. Amper onpeilbaar. Paulus gebruik nie hier die Griekse woordjie phileo, die liefde tussen vriende nie. Hy gebruik ook nie die ander woorde, eros, die liefde tussen minnaars nie. Hy gebruik die Griekse woordjie agape, wat beteken die liefde wat homself gee. Dis die liefde wat God ons leer. Ja, en hier moet ons dadelik kennis neem, broeder en suster. Eintlik kan ons nie weet wat is liefde nie. Ons is te verblind deur ons sonde. Daarom moet God ons kom leer. Hy wat weet wat liefde is, moet ons kom leer wat is liefde. En hoe leer God ons? Wat leer hy ons van liefde? Hy begin deur te sê, liefde is geduldig. Dis lankmoedig. Ons kan dit ook anders vertaal. As ons na God kyk, dan sien ons liefde hou nie op nie. Dit word nie moeg nie. Dit is onuitputlik. En die gedagte word 'n paar verse in vers 7 voortgesit. Die liefde van God verdra alles. En hierin, geliefdes, hoop ek kan ons hoor wat is die krag van liefde. Dit verdra alles. Met ander woorde, dat God se liefde staan vir niks op sy nie. Trouwens, God se liefde is so kragtig dat dit alles oor hom kan laat gaan. En daardie liefde sien ons wanneer ons Here, ons geliefde saligmaker aan die kruis hang, dan sien ons daar, wat doen Christus, wat doen die liefde van God? Hy laat alles oor hom gaan. Hy laat toe dat die woede oor hom spoel. Hy laat toe dat die haat oor hom spoel. Hy laat toe dat die mens wat hy geskep het, hom verag. En hy laat toe dat die mens hom verwyd. Een van ons teoloë in die hervormde kerk, na wie ons goed kan luister, is professor A.A. van Ruler, en hy skryf op, hy sê, as jy na die kruis kyk van Christus, dan hoor jy dat God daar ja sê en nee sê. Dat God se liefde ja sê, maar dat God se liefde ook nee sê. Aan die kruis en die liefde van God, hoor jy dat God sê ja vir die werklikheid. Van Ruler stel dit so, dit is aangrypend as hy hierdie gedeelte uitlei, dan sê hy, daardie ja van God, sê eintlik vir ons, waarmee begin alles en waarmee eindig alles? Met God se liefde. As God ja sê, is daar lewe. As God ja sê, dan kry die lewe vorm en gestalte, die werklikheid bestaan, omdat God gesê het, uit liefde, ja. Alles begin met God se liefde. En dit is waarmee alles eindig.
Ek sal dit graag in die hart en gedagtes wil onderstreep. Dat alles begin met God se liefde. En Christene kan weet, alles eindig met God se liefde. Die kruis en die opstanding van Jesus Christus is God se ja, sy liefde. Ons is anders. Ons verloor ons geduld. Ons voel ons so maklik beledig. Ons word kwaad, ons wil wraak neem. En as ons nie kwaad kan word of wraak wil neem nie, dan voel ons kan iemand vloek, al vloek ons hom in ons gemoed. As ons hom nie kan slaan nie, dan kan ons hom beswadder. So is God se liefde nie, skryf Paulus. Hy is geduldig. Hy verdra alles. Nou is daar 'n volgende vraag, maar waarom is God se liefde geduldig? Waarom dra God alles, waarom laat hy alles oor hom spoel? En dan hoor ons in die res van hierdie Korintiërs 13, maar dis omdat God genadig is. Omdat hy hom ontferm. Dis woorde waarmee ons Christene heeldag in ons mond en hart loop, God se genade en God se ontferming, maar wat beteken dit werklik? Wat is die hart van hierdie woorde genade en ontferming? Genade is dat God sê, ek gaan jou nie prys gee nie. Genade en ontferming is God se liefde wat sê, ek gaan jou nie verlore laat gaan nie. Ek gaan jou vashou. En die liefde en die krag van daardie liefde waarmee hy ons vashou is onuitputlik. Dit hou nie op nie. As God sê ek het jou lief en daarom gee ek genade, dan hoor ons daarin dat God sê die verlore mens en die verlore wêreld gaan ek nie prys gee nie. Gaan nie dat hy verlore gaan nie. Maar jy het gehoor, God sê ook nee. Die kruis en die liefde kan ook nee sê, en daarom lees ons ook in die Bybel dat God kan toorn, dat Christus 'n sweepie vlieg. Maar God se nee is nie om te vernietig nie. God se nee is om dit wat ons stikkend slaan in die pad daarvan te gaan staan. Daarom sê God ja vir die lewe, maar God sê nee vir die kwaad, wat die lewe wil stikkend slaan. God weet hy doen dit. En is vir ons nodig om geliefdes opnuut hierna te kyk en te luister. En te vra, wat hoor ons van ons Here? As hy sy liefde so aan ons verduidelik, as hy ons leer wat liefde is vanuit sy wese. En dan hoor ons ook, ja, die Here weet waarheen alles gaan lei. Psalm 2 stel dit so, jy sal dit opnuut onthou as daar uit Psalm 2 klink, die Here kyk uit die hemel en hy lag, hy glimlag. Hy lag oor al die konings en hy lag oor al die magte van die wêreld, wat so tuur en vloek en skel, want hy weet waar dit gaan eindig. En daarom raak God nie ontsteld nie. Hy weet wat van alles gaan word. Ons sien dit alreeds in Christus se kruis. Die Here weet wat word van die mense haat en woede. Dit loop hom vas. Die kwaad woed hom uit. Maar die goeie bly. Die kwaad woed hom uit, want na die kruis kom die opstanding. En dis waarom Spreuke sê, is 'n wyse mens geduldig. Is hy nugter? Want ons weet iets. Ons weet dat God is geduldig. God is geduldig met ons en met die wêreld. Want as God
nie geduldig was nie, as God ons nie lief gehad het nie, sou alles vergaan het. Dis vanuit hierdie liefde van God, die liefde in en deur Christus, dat Paulus se woorde ook vanoggend tot u en my kom. Ons het gebid, Here, gee ons 'n woord vir ons lewe. Weet jy wat is die hart, die bron van geduld? Weet jy waarom die liefde nie ophou nie? Of eerder, waarom moet ons geduldig wees met die lewe? Waarom moet ons geduldig wees met ander, selfs geduldig wees met ons vyande? Omdat ons vertroue het. Het u dit? Deur die vertroue. Die vertroue in God. Die vertroue wat weet dat God se liefde ons deur alles sal dra. As ons daarom weer ongeduldig raak en woedend, om watter rede ook al. Ons nie in daardie oomblikke die woord van God in ons hart en lewe vasgryp nie. God weet waarmee jy begin, en God weet waar hy gaan eindig. Die liefde is onuitputlik. Dit sal nie hierdie lewe verlore laat gaan nie. Dit sal jou nie verlore laat gaan nie. Dis die bron van ons geduld. Waarom word ons nie ontsteld nie, of waarom behoort ons nie ontsteld te raak, sê nou maar oor wat by Olimpiese spele gebeur, of in skole of wat ook al nie. Want ons weet God se liefde dra ons. As God nie geduldig was nie, was daar nie lewe nie. Wat is die bron van jou geduld? Wat doen jy as jy ontsteld raak? Jy leef met God. Jy put troos daaruit. Ek kan geduldig wees, ek kan dit verdra, want ek weet God sal uiteindelik alles goed laat eindig. Ek hoef my nie te ontstel nie. Amen. Kom ons dank saam. Here, u vra van ons dat ons soos u kinders sal leef. Maar om u kind te wees, vra dat ons seker sal wees, wat is die bron van ons lewe? Waar kry ons wysheid, ons insig? Hoe bly ons kalm en beredeneerd in 'n wêreld wat so ruk en pluk aan ons? Hoe hou ons koers, Here, in 'n wêreld waar ons so maklik ontsteld word deur onreg en haat? Ja, Here, hoe bly ons u kinders wanneer ander ons kwets en ons verontregting beleef? Gee dat u woord vir ons die lig sal wees. Maak ons geduldig deur u Gees. Here, gee vir ons die insig dat die liefde is die liefde wat bly. Dat u liefde ons dra en verdra. Bid dit veral in 'n wêreld, Here, wat vol woede en haat is, waar mense mekaar wil vernietig en uitwis. Ons bid vir hierdie wêreld en dat u die hand oor ons sal hou, sodat ons nie verlore gaan nie. Amen. Geliefdes, kom ons sing gesang 532, daarvan die eerste en die derde strofe, gesang 532. Ek lees vir die strofe 2 voor, van gesang 532. Heer, wees vir ons 'n Vader wat sorg en sien, trek ons in Christus nader om u te dien.
Laat Heer, U Gees ons voorgaan. Laat hy ons lei. Dat ons U woord gehoorsaam ons aan U wy. Kom ons sing gesang 532, die eerste en die derde strofe. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en hy sal in u hart en u lewe vrede gee.